Dankie Abba Vader dat ons voor U kan stil raak. Vader, aan U kom al die lof en die ere en die heerlikheid. Dankie Vader dat U ons kroon met eer en heerlikheid wat U vir ons bestem het. Nie ons nie Vader, dit kom uit U hande uit. Waar U vir ons stuur op 'n pad wat ons nie altyd verstaan nie Vader. Maar Vader, U het vir ons reeds die pad uitgelê met die woord as die enigste standaard, die roetekaart vir ons. Daarom Vader, dankie dat U vir ons elke dag omsingel met U liefde en U grootheid. En die grootste van almal is Vader, U seun vir ons gegee, sodat ons ook in die woestyn kan manna optel, wat die lewende woord is, Vader. Vader, dankie dat Heilige Gees ons baie keer vat en dat hy ons leer. Dan dink ons is in hierdie beproewing, maar eintlik Vader, is ons in U kursus. Vader, moenie ophou werk in ons lewens nie. Hou ons standvastig, hou ons regop Vader, en Vader, ons vergewe ook almal daar buitekant. Enige kwade woorde, enige iets wat ons gesê het wat nie van U af is nie, kom ons vergewe en ons spreek vry volgens 1 Johannes 1 vers 9. En mag elke een van ons met U liefde omsingel en gevul wees. Ons loof U vir U grootheid en ons wil uitroep, Halleluja, Amen, Abba Vader. Goed, ek het vanoggend my Bybel gesoek wat hulle toe gepak het. Ek het hom daarom gekry uit die krat uit. Want dit het 'n sekere stuk wat Vader vir my gegee het, lank gelede, toe ek oor die manna gepraat het. En gelukkig het ek 'n gemerkte Bybel. Dit help my baie vandag. Want toe het ek nie gisteraand geweet waar is my Bybel nie. Ek wil graag vir julle lees Deuteronomium 8 vers 3. En hy het jou verontmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou voorvaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van Jahweh uitgaan. Nou, wanneer ons in 'n beproewing kom, dan wil ons graag iewers 'n antwoord kry. En die antwoord gaan jy in die skrif kry. Mits jy bid in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Want die woord sê, jy kan nie na die Vader toe gaan as jy nie deur die Seun gaan nie. So ek het geleer toe ek die Onse Vader omskryf het. Daarna het hom nie getik nie, ek het hom self gedoen. Toe ek omskryf het, het ek geleer, ons bid baie keer verkeerd. Ons bid baie keer nie volgens Vader se wil nie. En dan verstaan ons nie. Michael gaan sluit uit vir Pina daar agter oop, dat Flower net kon oopsluit. En toe kom dit by my terug, en dis nogal vanoggend bevestig, hoe baie mense elke maand, elke week, lewe van 'n kosbakkie, wat dalk nie so baie in dit nie, maar vir daai mense is dit alles. So al is ek bietjie kwaad vir stille rus, en dat ek van hulle nie gaan toelaat om weer hier te kom sit nie, is met goeie rede. Want die Vader sê, as iemand jou na die gereg toe wil vat, moet jy maar jou wang draai. So ek draai die wang en ek release hulle, en ek gaan met die mense aan wat Vader wil hê ons moet gaan. So ek wil verder vir julle lees uit Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van Jahweh uitgaan. Toe het ek dit opgesom daai tyd, toe ek hierdie skrifte gekry het. En dit wat Vader gee, is altyd van toepassing
op dit wat hy in die seisoen wil doen. Ek het geskryf, God sê self hier dat hy is die God wat elke woord wat Yeshua gespreek het, is lewe. So elke woord wat hy gespreek het aan die kruis waar hy gesê het, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Is dit die grootste vyand elke dag in ons midde? Dis die tong. Elke dag is dit in ons midde. En dis oordat hulle nie gevul is met ware Heilige Gees nie. Jy kan Heilige Gees nie soos 'n kleed aantrek nie. Dit moet binne-in geanker wees soos manna wat jy ingeneem het. En hulle verstaan dit nie. Daarom sê hy, my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Het God die wet gespreek? Het God beloftes gespreek? Het God waarskuwings gespreek? Baie. Maar luister ons ooit vir hierdie waarskuwings? Nee, ons doen nie. Hoe kan ons beloftes aanvaar as ons nie die wet aanvaar nie? Dis ons broodresep. En dit sal vir altyd ons broodresep bly. Want daar waarsku hy jou. Moenie dit doen nie. Dan kom daar 'n legal right oor jou. En die vyand sit rustig. Hy glo vir my, hy's nie haastig nie. Hy sit rustig en wag om te kyk watter sleutel gebruik jy vandag. As jy die pad vandag instap. Jy stap in hierdie teerpad af. Jy's op pad winkel toe. En skielik ry 'n fiets voor jou in terwyl jy loop. En jy praat verkeerd. Dadelik gaan 'n verkeerde deur oop. Dan moet ons weet hoe om ons gedagtes op manna gebaseer te kry. So hierdie hele kursus gaan om jou die pad van hier tot by jou hart is baie ver. Die woord sê dit wat uit die mond uitkom, kom uit die hart uit. So hierdie komputer stuur verkeerde syne na jou hart toe. Dan het jy 'n klipharde hart en jy oorsien nie 'n medemens nie. Maar ons moet ook realiteit aanvaar wanneer 'n medemens nie wil luister nie, moet jy hom vir Vader gee, want hy sal hom bytel, hy sal hom afwerk. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie in konflik, en ek praat met stilleres, jy kan nie met konflik 'n ding uitsorteer nie. Jy kan nie teen mekaar swaarde trek nie. Dan release ek hulle en sê, Vader, ek gee hulle vir jou. Ek kan hulle nie terugvat, totdat hulle nie hiernatoe kom en sê, uit hulle eie, met hulle eie geld, hulle eie taxi, en sê, Susan, nou moet ons praat, ek was verkeerd, of Susan, jy was verkeerd nie. So ek praat met die klein kor mensie, wat seer gekry het binne mense, wat gossip, wat skinder, want is nooit daai persoon nie, dis dit wat in hulle is, wat nog nie gehanteer is nie. Ek wil verder lees. Het ek geen belofte nie? Ek het 'n belofte. Ek het die hele woord van Vader wat 'n belofte is. Hy is getrou. Dan kan ons na Matteus 22 toe gaan. Michael kom vra, het jy reg gekom? OK. Matteus 22 vanaf vers 35 af. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Yeshua antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Deur jou liefde van God af, kan jy mense release, en dis waaroor hierdie boek gaan, om mense te kan bedien, maar ook terug te staan, en God 'n kans te gee, om in hulle lewe te kan werk. Want ons wil baie keer vir hulle die shama doen, terwyl dit God self is, wat dit alleenlik kan doen. So ons wil letterlik gaan en sê, Vader, maar ons wil baie keer God speel. Waar jy op 'n punt kom en sê, ek het hierdie pad met almal gestap. Dink jy Vader is besig om sifsels uit te skit? En om die ware manna te hou? En kom ons sê, ons vergewe elkeen, en ons vertrou vandag, met 'n vaste geloof, Vader werk met elkeen daar buite. Want die kudde moet terugkom. Maar dit help nie ek maak soos laas, en laat die kudde terugkom, maar die kudde het nog nie geluister. Susan is 'n voorbeeld, Deline is 'n voorbeeld, Matthys sê hulle is ou meubels, daai is ou meubels. Mense wat gekom het hierso, wat letterlik daai vrug gevat het, die manna, en dit geëet het, die lewende woord, en jy kan sien. Maar ander voel vir my, hulle sit hierso, en dit gaan vir hulle net oor, om te sê, ons is hierso, en ons gaan 'n kospakkie kry. Die kospakkie moet Jesus Christus van Nasaret wees. Hy sê, ek sal in alles voorsien, en Vader sal voorsien, dat ek nog steeds die kospakkies kan gee. Ek sal hulle nie weerhou van die kospakkies nie. Ek sal dit nie doen nie. Want weet jy wat? Hulle moet goedheid en guns in ons kan sien. Ons moet vir hulle bid. Ons bid vir ons vyande. Dis wat Vader wil hê. So wanneer die duiwel jou attack, ek weet nie wie daai prentjie gesit of dit, sometimes the devil attack is a sign you are doing the right thing. Nou vra jy baie keer, hoekom gebeur dit? Hoekom ek is so hartseer dat dit gebeur het? Dan kyk Vader, hoe hanteer jy daai situasie? Onthou, Jesus self het ook kwaad geword. Maar dan het hy weer die kudde gaan terughaal. So ons bly bitters, ons bid mense in, want iewerste moet mens baie keer die pakslaaf vat en gelouter word, en ek glo die loutering gaan plaasvind. Ek glo dit. Wanneer die bose jou aanval, maak Jahwe jou bulletproof, onbreekbaar. Wow, amen. Jy weet nie hoe gaan jy hierdie situasie hanteer nie. Hoofstuk 1. Wanneer die aanval begin en jy nie verstaan hoekom nie. Man, Michael, ons is deur baie beproewinge. As ek vir julle sê, ons is deur baie, maar weet jy wat? Ons was gepantser. Ons het in die wapenrusting vertrou. Ons het daarop geloop, dat geen wapen wat teen ons gesmeer het, en ek spreek het vanoggend ook, daar was hulle sê, hulle gaan nou prokureer toe, by all means. Dat geen wapen wat teen ons gesmeer is in die gereg sal seëvier nie. Geen een nie. Want weet jy wat? Ons is met die woord gelouter van liefde. Van liefde. So in liefde gaan ons na die woord kyk en ons gaan bid. En ons gaan vas en ons gaan vertrou. Absoluut. Daar kom 'n tyd in elke mens se lewe waar dinge skielik verander. Dit wat eens rustig, stabiel gevoel het, begin bewe. Dit voel asof iets teen jou draai. Al kan jy nie presies sien wat dit is nie. Jy probeer sin maak van wat gebeur, maar die vraag bly onbeantwoord. Hoekom nou? Hoekom ek? Wat het verander? Nou, daar is in Matteus die stuk waar
daai vraag gevra word. Ek sê ons Vader werk in 'n awesome ways in Matteus 5. Sê hulle hierso: Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ek lees van vers 3 af. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die wat sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. So hier kry ons 'n verskriklike groot belofte. In daai omstandighede, as jy honger is, sal Vader voorsien. Hy gaan voorsien. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Daarom moet jy die skoene van bereidheid van die evangelie aantrek, sodat jy vrede kan verkondig. As ons wat hier sit nou gaan haatspraak het, buite teen ons vyande, kom sit stiller, is een kant, ons is klaar. Buitekant is daar hoeveel mense wat jaloesie is, wat van jou verkeerd praat. Dan moet jy weet, jy is die belangrikste. Wanneer hulle nie praat nie, moet jy weet daar's fout, want jy kry nie 'n aanval nie. Want Vader slyp jou en vorm jou. Baie mense besef nie, daar is 'n geestelike dimensie, waarin 'n stryd aan die gang is nie. Al jou woorde wat jy gespreek het, gaan in die geestelike riem in daarso lê. En die woord sê, hy kan nie leeg terugkom nie, so hy gaan terug manifesteer. As jy vloek, gaan jy 'n vloek terugkry. Dan kan jy nie in saligheid en 'n vredemaker wees nie. Ons moet vredemakers wees. Jy sien nie altyd die bron van die aanval nie, maar jy voel die effek daarvan. Jy beleef dit, jy gaan deur dit, dis nie lekker nie. Ek dink die atmosfeer, wanneer daar konflik is, het sy dit in 'n besigheid, het sy dit in jou huisgesin, want alles begin in die huisgesin as daai deur toe gaan. Wat gebeur as daai deur toe gaan? Ek sê altyd vir my kinders, julle kan nie gaan oorslaap nie, want ek weet nie wat gebeur as daai deur toe gaan nie. So ons kan nie agter 'n deur lewe en anders te wees as wat ons vanoggend hier is nie. Dan moet ons erken ons het 'n fout gemaak. En ons moet dit by die voete van Jesus Christus gaan los, dat hy ons kan help. Want hy was die grootste helper aan die kruis vir ons. Sonder hom kon ons nie vandag hier sit nie. Dit wys in jou emosies, jou gedagtes, jou energie, in self jou verhoudings. Jy voel hoe begin jou hart vinniger klop, jy's ontstel. Die ding is nie lekker nie. Hoe is jou verhouding met jou medemens? Is dit nie die tweede gebod nie? Leef ons in die tweede gebod in? Dit begin subtiel, amper, onskuldig, maar dit groei as jy dit nie herken nie. So as jy dadelik erken, hier gebeur iets, dan moet jy dadelik vra, Vader, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, hy het vir alles gesterf, hoe hanteer ek dit? Gaan ek dit veg? Gaan ek dit dryf? Gaan ek dit kanselleer? Gaan ek vergewe? Alles gaan deur jou denke as die, ek noem dit altyd as die baljoe voor jou deur staan. Gaan jy daai persoon wat jou gedagvaar het, gaan jy hom vloek, gaan jy skel, of gaan jy communion op dit gebruik? Ek wens ek kan eintlik vir jouself sê, Michael, jy moet vir jouself sê, jy wil gou iets kom haal by haar. Vra vir haar, die brief wat ek gesalf het, sit hom in so 'n ding toegemaak. Moenie vra wat se ding nie. Ons gaan nou nie vir Pietro hulle wys nie. Ek wil net vir julle wys, hoe moet ons dit hanteer?
wanneer die storm voor jou deur is? Moet jy vrees? Wat gaan jy doen? Ek glo aan communion gebruik. Ek glo dat die waarheid sal seëvier. Ek glo dat elke juk sal breek. Ek glo dat elke ketting sal breek. Maar jy moet dit leef. Wanneer dit op jou pad kom, moet jy dit leef. Nou jammer van hulle is gepak. Ek dink daar's net 2 wat nog uit is. Ek sal nog kyk of ek jy onthou wat jy vir my kyk of jy op Shein vir ons kan bestel op Temu. Ek sal dit nou vir julle wys as Michael dit bring. Asseblief Mike, ek wil regtig vir julle wys, ek praat nie net nie. Jy moet gaan Shema, hier staan dit duidelik, jy moet gaan Shema brood breek. Vanaf Johannes 7:37. Ek gaan kans gee dat julle skryf. Johannes 7 vers 37. Na Matteus 5 vers 6. Na Johannes 4, ek wil net kyk is 14. 14 ja. Ja, 4:14. Ek het dit geskryf hierso die 13de van die 4de maand 2024. Breek brood in jou omstandighede. Breek brood. Vat jou olie, salf dit, breek dit. God is good all the time. Wanneer daai teken kom van 'n aanval, is dit dikwels verwarrend. Jy verstaan dit nie. Ek is kind van God. Hoekom gebeur hierdie goed met my? Wat wil Vader vir my en jou hierdeur leer? Maar ons eerste reaksie is, dis Satan wat ons aanval. Is dit nie? Ons eerste reaksie is Satan wat ons aanval. Jy begin twyfel aan dinge wat jy voorheen seker van was. Jy seker hoe jy hierdie ding doen, dis reg hoe jy hom doen. Hierdie transaksie wat jy doen, jy so seker hy's reg, dan kom die verwarring. Hoe gaan jy daai verwarring kan uitskakel as jy nie onderskeiding van Heilige Gees het nie? So jy moet jou trooster by jou hê. Jy moet elke dag bid, Heilige Gees, vul my oorlopends, vul my kap. Maak jou beker vol, dat hy oorloop. Jy weet nie wanneer jy dit nodig het nie. Wees in gereedheid, wees gepantser, wees bulletproof. Dit is my so mooi, as jy met hierdie woord kan bulletproof wees. Jou vrede raak minder, as daar moeilikheid is of jy het nie geld nie, kom steel dit jou vrede. Wat gebeur nou, waar by mense as hulle nie 'n kospakkie ontvang nie? Wat gebeur? Dit gaan hulle vrede steel. Okay, so sal dit nie vir enigiemand gee nie. Jy voel onrustig sonder 'n rede. Dit voel iets jaag jou. Jy's nie lekker nie. Hier is iets nie lekker nie. Dan moet jy gaan stil raak. En dis die moeilikste dan om stil te raak. Glo vir my. Want hierdie ding lê voor jou. Wat nou? Hoe sorteer ek dit uit? Ek het 50 sent in my bankrekening oor. Wat maak ek? Kan nie eers 'n brood gaan koop nie. Ek kan nie. Was ons almal al daar? Ja, verseker. Verseker. Moet ons moedeloos raak? Nee. Hy sê ek is jou provider. Ek gaan voorsien. Gedagtes begin jou kop vul wat nie joune is nie. Wie van julle het al wanneer daar probleme is? Vul negatiewe gedagtes. Kom in Lolo. Kom hierso. Ek gaan dit nie oopmaak nie. Kom hierso.
Ek en Isel gebruik op alles wat negatief is, jy gaan dit weer saamvat. Ons het dit. Julle het dit al gesien hierbo staan, ons het dit. Hierin, sy sê mos, sy kan dit nie teruggee nie, want dit lyk so. Sien julle die brood breek? Ons het nagmaal hierop opgedoen en ons het dit vir Vader gegee. So hanteer jy enige situasie in jou lewe. Jy vat 'n papier en jy skryf jou probleem uit. Wat 2 of meer saam sit, so sal dit wees. So wanneer daar iets op ons pad kom, wat ons vrede, ons joy wil steel, weet julle wat doen ons? Ons gaan na kommunietafel toe. Dadelik gaan Isel sê, Martha, Flower, bring die kommunion. Ek wil julle vandag vra, ek wil julle dit leer vandag. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Maak nie saak hoe groot dit is nie. Maak alles 'n gebed saak, want jou kop kry verkeerde gedagtes wat nie van Vader is nie. Die woord sê jy mag nie vrees nie. Dis asof iets jou innerlike balans probeer versteur. Ek dink dis vandag 'n verskriklike groot boodskap vir ons. Dit is 'n boodskap vir elke een daar buitekant. Kom ons vergeet van tradisie. Kom ons vra vir Vader dat die boodskap sal uitgaan, sodat sy volk kan staande bly. En die wat nie nog kinders is van hom nie, hy sê ek het elkeen lief, julle is my kinders. Die wat dink hulle is nie sy kinders nie, hulle is sy kinders. Hy gaan vir die laaste een. Die Bybel sê duidelik dat daar 'n vyand is wat jou die beste op die hart dra, wat nie jou beste op die hart dra nie. Hy dra jou nie op die hart nie. Hy gaan jou sis laat jy vir 'n oomblik dink, "Wow, hey, dit gaan nou goed hierso." Vir 'n oomblik. Hy werk nie altyd openlik nie. Hy werk stil, geduldig, met 'n strategie. Daai wat ek gesê het, hy gaan rond soos 'n brullende leeu. Hy kyk waar jy een verkeerde woord sê. Hoe gaan jy jou vyand hanteer? Dis jou medemens van wie ek praat. Hy werk nie altyd openlik nie, hy werk stil. Hy soek swak plekke. Jy moet vandag vir my jou swak plek gaan soek. As jy kwaad word, wat kom uit jou binneste uit? Jy moet daai deur gaan toesalf en kommunion gaan gebruik op jou swak plekke. Sê vir Vader, hier's my liggaam. Wys my, is my oë swak plek, my ore, my neus, my mond, my hande, my voete. Want hande en voete dra jou waar jy dalk nie moet wees nie. Jy dink dis onskuldig, maar die vyand het 'n strategie uitgewerk. Hy soek daardie oomblik waar jy moeg, emosioneel of onseker is. Kommunion bedek letterlik dit wat die vyand se strategie is. Hy dek dit. Dis hoekom ek sal vir Diana daai bring wat nog in die sak is, sy kan dit kyk waar ek dit kry, hoe ek dit gekry. Ek dink ons het dit nodig elkeen. Waar jy daai papiertjie kan insit, hy kan maar dik word. Ek dink ek het vir party van julle gegee. Julle het nooit gedink waarvoor is dit nie. Ek wil net geloer daar op my tafel, want hulle mag nie my tafel gepak het nie. Daar's wragtig nog 2 oor, wat sy kan Google. Ek sal dat sy die perse oopmaak, dan kan sy lees wat daar staan binne-in, dan kan sy vir ons kyk om vir ons te kry. Sê vir jouself, dit
is die skrif wat Vader vir jou gee, waar jy enige iets kan insit. Daarna lees vir ons daai skrif wat daar binne is. Ons weet nie wat daar binne is nie. Ons weet nie. Dat sy net die maiker. Okay, jy gaan 1 Korintiërs 15, die hele 15. ja, lees vir ons. Maar dit is in Engels, moet ek hom hier lees? Ja, lees hom daar, want jy gaan hom makliker in Afrikaans lees. Is reg, my sussie? Soos jy. Is reg, is okay. Ek moet hom net gou kry. Maar hoe maklik probeer ons staande bly op ons eie krag? Wanneer jy nou daai in jou huis gaan hê, gaan jy 'n note maak en jy gaan kommunion gebruik en jy gaan hom insit en jy weet, dit lê by die voetebank van Jesus Christus van Nasaret. Dan kan die boom maar val watter kant hy wil. Nee? Want 'n boom in 'n probleem val soos hy moet val. Ek het dit. Lees vir ons. Die opstanding van Christus. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle nie julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. So as jy iets anders te vashou, help dit nie jy het tot geloof gekom nie. Alles moet 'n binnende saak vir jou wees. Tot die kleinste probleempie moet jy van nou af vat en skryf en bid en kommunion gebruik. En jy sal verbaas wees wat Vader vir jou gaan doen in gebed. Jy gaan verbaas wees. En dan vers 3, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterwe volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Helaas het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Hoor jy, hy het die kerk van God vervolg, maar dadelik ag hy hom as die geringste. Alhoewel die woord sê hy is wonderbaar gemaak, het Vader vir hom die kruis gegee, is eintlik goed die kruis wat sy nou lees. So ons het alles deur die kruis, maar ons het tot geloof gekom, maar ons leef nie volgens die kruis nie. En dan van 10 af, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle geglo het. 12, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Geloof. Ons moet glo. Dit wat gebeur het, kan elke probleem oplos. Christus was die grootste kommunion. Sy liggaam was die brood, sy bloed was die beker wat vir ons oorwin is. Hy het leeg gebloei. Die sy was die mikwa gewees waar Heilige Gees uitgekom het om vir ons nie alleen agter te laat nie. 15, verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit nie dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevangene in julle sondes. Dan is dit ook die wat in Christus gesterwe het verlore.
as ons nie net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna by Christus se koms die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag Daar sy lees hom weer vir ons. 24. Hmm. Daarna kom die einde wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Amen, tot sover. En dan 25, hy moet as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan hom So jy moet onderwerp. heers. Jy's in Christus, so jy moet heers. 26, die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Daar staan immers geskrywe alles het hy aan hom onderwerp, maar as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp So dit is is, Jakobus 4 vers 7 die onderwerp. Onderwerp jy aan God en die bose sal jou nie aanval nie. wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles. En nou as die dooies glad nie opgewek word nie, wat wil die mense bereik wat hulle vir dooies laat doop? Waarom laat hulle nog vir dooies doop? En ons ook daarom stel ons dan van 4 uur tot uur aan lewensgevaar bloot. Elke dag word ek deur die dood bedreig. Ja, broers, dit is waar. Net so waar as wat julle my trots is in Christus Jesus ons So Here. elke dag is daar vir ons 'n blootstelling. So jy met die blootstelling kan hanteer. Deur die woord van God. Deur die manna. Net tot sover daai nou. Okay. Ja, was amper klaar ook. So met ander woorde, hy sê vir jou, jy gaan moeg, jy gaan emosioneel raak. Die dinge gaan met jou gebeur. Maar as jy nie waarlik, baie mense sê hierdie is net 'n boek wat geskryf is. Maar as jy in jou lewe in God beleef het en Heilige Gees beleef het, kan ons glo dat elke boeta en sissa dit ook sal beleef. Deur ons wat vir hulle bid. Hy sê bid vir mekaar. So ons gaan elke probleempie, soos daai is 'n skrif, ek sal dit daarna moet sorg dat sy bestel. Ek dink dit was by Timo gewees. Maar daar's 'n stiker op die blaadjie. Ek wil nou nie daai gee nie want ek weet nie of ek nog in die krat het. Dan bestel sy vir ons want dit is nie duur nie. Maar kry vir jou, ek noem dit grip, 'n beginselsaak. Kry vir jou waar jy skryf. Weet jy, al koop jy vir jou 'n sagte bandboek, hierdie skoolboeke, en jy skryf hom, jy sit hom in, staan dit vas in God se woord in. Want jy proklameer daai woord wat daar staan. En jy skryf jou probleem. En jy gebruik communion. En dit word uitgekanseleer. En jy kan die verligting skielik spruit jou genesing uit. Jy sal sien elke keer wanneer jy 'n probleem gehad het en jy begin dit te shama. Ek noem die woord baie shama. Nou om dit te doen wat ek in die Zel doen, is al wat ons staande hou in 'n besigheidswêreld. As jy dink die buite is die vyande, die vra vir Alida, in 'n besigheidswêreld, sê ek vir jou, kry jy jaloerse mense wat 'n aanklag teen jou bring. Dan moet jy weet, my God is naby. Dan moet jy nie skielik wil begin 'n Bybel lees nie. Dan moet jy nie skielik wil begin worship nie. Jy moet elke dag worship. Julle Yahweh Altekant se nuwe groep het die mooiste liedjies op. Ek het vir Michael gesê, bietjie vanoggend gestuur. Ek sien hy sien hoe vroeg as ek al wakker dan se besig.
Dan stuur ek en sê, Michael, sit vir ons die by. Dat praat met my. Want dis worship. Dis God se woord. Sy Heilige Gees wat deur hy liedjie praat. En ek wil hy praat hoor. Ek wil dit eet. Ek wil dit inneem. Ek wil dit weer deur die dag hoor. Want dit is soet. Moenie in die oggend wakker word en kyk wat sê jou Facebook en jou Shein en jou team. Gaan kyk wat sê Yahweh eltekant. Daai laaste boodskapie wat Alida opgesit het, ek wou daai skrifte gebruik het, maar ek moet hulle nie nou gebruik, ek sal hulle volgende keer gebruik. Was presies oor wat ek vandag praat. Ek weet nie wie daar gepreek nie. Maar dit is presies oor wat ek vandag praat. So woord sal woord verklaar. Vader het klaar my bevestig, Susan, jy bring die regte woord. Wat is die doel hiervan? Die doel van hierdie aanval is nie net om jou sleg te laat voel nie. Dit gaan baie dieper. Die doel is om jou identiteit aan te val. Wie jy is. Skielik voel jy's nie meer goed genoeg vir die lewe nie. Niemand verstaan jou nie. Jy beteken nie meer iets nie. Dan moet ons nie die oordeel gebruik teen so 'n persoon nie. Dan moet ons deur die liefde van God werk. Daai agape Philadelphia liefde. Dat ons kan sê, weet jy wat? God is lief vir jou. Al is jou identiteit gesteel, kan jy identiteit in Christus kry wat vas staan en nêrens afwyk nie. Dit staan vas. Om jou te laat twyfel wie jy is, om jou laat glo dat jy nie sterk genoeg is nie, dat jy nie gaan deurkom nie, dat jy alleen is. My dogter voel so. Sy kan nie meer trek nie. Sy voel nie goed genoeg nie. Weet jy wat? In 'n sekond neem sy 'n verkeerde besluit oor sy nie meer goed genoeg voel nie. So weet julle wat? Haar identiteit is gesteel. Wat gaan ek as ma daarmee doen? Hoe gaan ek dit hanteer? Gaan ek die sweep uittrek? Of hoe gaan ek dit hanteer? Kan sy help sy deur 'n breinoperasie? Nee. Ons verstaan nie hoekom nie. Maar dalk wil Vader haar nou kragdadig in die bediening gebruik en sy weet dit nog net nie. Ek weet nog nie. Al wat ek gesê het, my kind, jy's welkom in Monzaan Designs. Jy hou van skoonheid. Kom doen dit weer, om kry jou identiteit terug. Hoe het ek vir haar gesê? Ek sal haar nooit los nie. Nooit nie. Want die wêreld laat haar verkeerde goed dink oor sy identiteit nie reg is. Want die vyand, dit maak my ook hartseer, Alia. Die vyand kom en hy steel haar joy, dit wat sy geniet het om te doen. En sy kan skielik nie meer met kliënte werk nie. Dan soek sy my, dan hardloop sy in. Dan sê ek vir haar, ek sal haar nooit los nie. Ja, sy is verboureerd. Maar wie wat? Sy leef. Sy praat, sy loop. Sy het gedagtes. As ons daai gedagtes van haar vat en ons bid daaroor, en sê Vader, draai haar daai gedagtes in u gedagtes, in u identiteit, kan dit gebeur. So julle weet vir wie julle moet bid, haar naam is Izani. Bid elke dag vir haar. Ek en Isel sit alles in hy boek. Ja. Iemand wat benoud is, maak benoude spronge. Verkeerde besluite. Moenie met 'n judgmental uitgaan nie. Hoe gaan ons dit verander? Hoe gaan ons die saak regstel? Want dis 'n saak wat ons vir Vader moet gaan lê. Want hy sê, ek is die groot geneesheer. Kom na my toe, almal wat moeg, oorlaai is, kom na my toe. Wat dors is, kom drink van die lewende water. Kom ons, daarom sê ek, hulle moenie dink, oor ek nou skielik pastoor Susan is, ek is nie 'n normale mens nie. Ek is nie meer as julle nie, ek is gelykstaande. God het ons equal gemaak. Selfs jou vyande is equal.
Hulle moet net uitkom by die ware identiteit. Daai eierdop moet oopbreek. 'n Nuwe geboorte moet in jou plaasvind. Daad Deline hulle, Susan hulle dit deurgegaan. 'n Nuwe geboorte het in hulle plaasgevind. Ons moet leef elke dag vir 'n nuwe geboorte in ons. Daai oopmondering wat nog 'n swak plek is, moet deur 'n nuwe geboorte gaan. Doen jou communion. Ek kan communion vanoggend nie genoeg uitspel vir julle nie. Doen dit. Maar hier is die waarheid wat baie mense nie onmiddellik verstaan nie. Elke aanval dra ook 'n verborgenheid in hom. Dit is nie iets wat teen jou werk nie. Dit is ook iets wat deur Jahwe gebruik kan word om jou te vorm. Mag elke probleem vandag in elke se familie wees om daai mense te vorm na God se beeld, sy karakter. Kom ons kyk nie teen dit vas nie. Wanneer mense negatief spreek, spreek jy positief. Identifiseer die persoon wat dalk oor haar in negativiteit bring. Sy is dalk nie net so nie, iewers moet sy effens gif inkry, wat daar die negativiteit gee. Dan moet jy daai probleem aanspreek, en ook vir daai persoon bid, al lyk daai persoon soos die vyand. Want daai vyand is dit wie dit oor daai persoon gebring het, dat daai persoon net wil kwaad praat. Hoeveel hardspraak was daar nie hierdie week in stille rus gewees, en in elkeen van ons se daaglikse lewe gewees nie. Daar's baie. Wanneer die aanval begin, voel dit nie soos groei nie. Dit voel soos 'n verlies. Dit voel soos druk. Dit voel soos chaos. Maar binne daardie chaos is daar 'n proses wat die gang wat jy nie altyd met jou natuurlike oog kan sien nie. Vader is besig terwyl jy slaap. As jy vanaand gaan slaap, sê dankie Vader dat jy nog steeds besig is met my. Nog steeds. Toe ek November maand Monzaan weer gestart het, wie het gedink my dogter gaan daarmee aangaan? Nie ek. Luister, baie keer gedoen jy iets en jy verstaan nie hoekom nie. Ek en Michael, hulle weet nou nog nie hoekom ons die meele begin, al wat ons weet, dis chaos, maar dit gaan goed in die chaos. Mense lyk soos 'n wit gepoeierde mannetjies. Dit gaan goed in die chaos. Ons verstaan nog nie waarom nie. Michael moet ek in 6 stukke deel, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Ek sal met 'n kloning moet plaasvind. Maar dan is ek bang, dan gaan daar 'n probleem wees, want die een gaan dalk jaloers wees op die ander een. So, dit gaan nie werk nie. So Jahwe gebruik nie die aanval self nie, maar hy gebruik wat dit in jou wakker maak. Is dit vrees? Is bewe jy? Begin jy te skree, te huil en te vloek? Wat doen jy wanneer die bom bars? Wat doen jy? Hy gebruik die oomblik waar jy moet kies. Kies jy vrees of kies jy geloof? Kies jy om op te gee of kies jy om vas te staan? Man, staan vas, dis lekker. Al voel jy die een stamp jy om, dis reg, staan vas. Staan vas. Dis in hierdie oomblik waar jy innerlike krag begin ontwikkel. Nie 'n oppervlakkige krag nie. Glo vir my, jy moet bold wees. Jy moet sterk wees. Maar 'n diep geestelike standvastigheid wat nie maklik geskit kan word nie. Dis wanneer jy moet na jou Bybel toe hardloop en slaan hom oop en kyk wat het jy daar geskryf. Dis dalk lank terug, maar is dalk vir nou bedoel. Jy verstaan nie altyd nie. Maar hardloop vir my na jou woord toe. Hardloop vir my na worship toe. Gaan kniel vir my in gebed. Gaan skryf vir my die gifbrief en sit hom in daai boek in en jy sê, dit is 'n Bybel van Vader. Hy voel hom,
hy spons, hy sag. So Vader gaan dit uitsorteer. Hy gaan dit uitsorteer. So jy moet weet, jy moet sterk staan. Al voel jy swak, moet jy sterk staan. In die chaos in. Baie mense probeer die aanval vermy. Hulle hardloop daarvan af weg. Ek hardloop ook bietjie weg en kom ek terug. Ja, ek is nie beter as een van julle nie, ek hardloop ook weg. Dan kom ek terug, dan sit ek stil. Hulle probeer dit ignoreer of onderdruk. Dis die grootste fout. Maar wat hulle nie besef nie, is die aanval nie daar is om jou te vernietig nie. Dit is daar op iets in jou na vore te bring wat nog nie volledig ontwikkel het nie. So jy gaan leer om situasies van nou af in jou lewe te kan hanteer. So geen probleem gaan vir jou te groot word wees nie. In die Bybel sê hulle in Jakobus 1:2 dat ons dit as 'n vreugde moet beskou wanneer ons in allerhande beproewinge val. Dit klink amper onmoontlik as jy in al daai beproewinge val. Julle baie keer is dit groot, jy weet nie wat ek kan doen nie. Michael kom daar op die plaas, daar waar die printer nie werk nie. Isel installeer in die geloof 'n ander printer en hy werk toe. Dis 'n beproewing, dis 'n uitdaging. Wat gebeur? Glo jouself en glo in God. Glo, hy het die prys deur sy seun vir jou volledig gemaak. Dit klink amper onmoontlik. Hoe kan jy vrede hê wanneer dinge uitmekaar val? Hoe kan jy bly wees wanneer jy onder druk is? Dis moeilik as daar iets voor jou is wat nie lekker is nie. Dis moeilik. Maar glo net. Dis al wat ek vanoggend van julle vra. Glo net. Die antwoord lê nie in die situasie nie, maar in die resultaat. Want dieselfde vers gaan aan en sê dat die beproewing van jou geloof volharding werk. Volhard in die geloof by die kommunietafel. Ek wil vir jou sê, sorg dat jou glasie langs jou bed staan en jou Marie beskuitjie daar lê. As hy Marie beskuitjie kyk, het hy gaatjies in. Dan sê daar was genoeg wonde sodat ek kan oorleef. Ek kan hierdie omstandighede oorleef. Daar was genoeg wonde. Hy sê dit was volbring. So daai beker wat hy gevra het dat hy verby moes gaan, het Vader laat verby gegaan nie, maar hy het hom laat volledig word sodat jy kan staande bly. En volhard bou jou karakter. Want jy gaan nie alleen die vyand oorwin nie. Hoe lyk jou karakter? Hoe lyk God se karakter? Hoe lyk Heilige Gees se karakter? Galasiërs 5 vanaf vers 22, die vrug van die Gees. Dis soos nou daai vrou het 'n aanval gekry. Wanneer die aanval begin, is dit nie die einde van jou storie nie. Wat gaan ons doen? Ons gaan kommunion gebruik, nê? Dis die begin van 'n nuwe fase. Dit is die begin van 'n deurbraak in haar lewe. 'n Fase waar Jahwe besig is om jou te slyp, waar Vader hom gaan slyp dat hy sal regkom. Te versterk en te vorm vir iets groter as wat jy tans kan sien. So ons vat dit en ons draai dit van 'n negatief en 'n positief in en ons sê Vader, U sal daai ketting breek van daai verslawing, dit sal verbygaan. Amen. OK. Dit sal verbygaan. Maar jy moet iets belangrik verstaan. Die aanval sal altyd probeer om jou fokus weg te neem van Jahwe af. Altyd. Dit sal jou aandag vestig op die probleem. Nee, ons vat die probleem, ons skuif dit dadelik na die voetebank van Yeshua toe. Deur die kruis met communion na die voetebank toe. Dis 'n resep uit die woord van Vader. Hy sê, stuur dit na my seun se voetebank toe. Kyk vir my, waar staan die voetebank daar, Mike? Dit sal jou aandag vestig op die probleem, op die pyn. Alida beleef pyn, wanneer sy daai situasie sien van 'n medemens.
op die onsekerheid, want as jou fokus daarby begin jy swak voel. Mense in omstandighede, kom ons sê daar word mense wat ge-abuse word in omstandighede. Met ander woorde, daai persoon voel swak en gaan soek daai abuse. Hulle gaan soek daai abuse want dis al waaraan hulle gewoond is. So hulle soek dit. Die oomblik wat jou fokus verskuif na Yahweh toe, verander iets, na Christus toe, Jesus Christus van Nazareth, daar is 'n uitkoms, daar is 'n beter lewe daar buitekant. Die situasie mag dalk nog dieselfde wees, maar jou innerlike toestand begin verander, jy begin anders kyk, anders dink, anders reageer. Onmiddellik begin vir so iemand woord stuur, dat die woord daai persoon kan bohou, kan standvastig hou, kan boldness gee, soos 'n bronspilaar. Daai persoon begin anders te reageer. Die oomblik wat jy jou fokus skuif na Jahwe toe, verander die situasie maar dalk nog dieselfde wees, maar jou innerlike toestand, daai swak gevoel, daai emosie, daai weerloos, ek weet nie wat ek kan toe nie. En skielik, as jy die antwoord ken, en ons gebruik almal, ons hoef nie te sê wie dit is nie, ons gebruik almal vanaand die kommunion vir daai vrou, vir 'n uitkoms deur Vader. Amen. So moenie met dit op jou foon sit nie, bring dit wat in die duister is, bring dit aan die lig, dat ons dit in 'n goddelike natuur kan hanteer. Nie op 'n menslike natuur nie, want die menslike natuur gaan jou heeltemal intrek en jy gaan nie weet wat ek kan toe nie. Op 'n goddelike manier gaan ons dit kan oorwin. By trials God is shaking us for ever higher things. Mag hierdie vrou na higher things toe gaan. Mag die uitkoms daar wees. Die vyand werk met leuns. Jy voel daar's geen hoop nie, maar daar is hoop. Vader kan 'n situasie verander. Jahwe werk met die waarheid. Wanneer 'n ding wat in die duisternis uitkom, sê hy die waarheid sal jou vrymaak. So sal sy vry word. So sal sy vry word. En die stryd tussen daardie twee speel af in jou gedagtes. Wat jy glo bepaal hoe jy gaan reageer. Hoe jy reageer bepaal die rigting van jou lewe. Moenie gaan lê nie, staan op. Moet nooit gaan lê nie. Weet jy wat? Dryf dit. Dryf dit met God se woord. Dis die sterkste wapen. Dryf dit. Michael, bly maar vir my. Ek gaan nou vir ons lees. Dis reg, ja. Ek sien dit in Jesaja 66 vers 1. So sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou en waar die plek wat my rusplek sal wees? Okay, maar die skrif wat ons soek is, stuur dit na die voetebank toe. Maar daar is ook 'n ding. Hy sê waar sy huis is en waar sy voetebank. Ons is nie alleen nie. Dis die grootste antwoord, ons is nie alleen nie. Wanneer jy nie verstaan hoekom die aanval gebeur nie, is dit maklik om verkeerde gevolgtrekkings te maak. Jy begin dink jy het iets verkeerd gedoen. Jy begin dink Jahwe het jou vergeet. Jy begin dink jy's nie goed genoeg nie. Wil hy nie uitgooi nie, ek sal hom vanaand soek en dan sal ek hom op die groep sit. Maar dit is presies waar jy moet stop en jouself herinner aan die waarheid. Jahwe verlaat nie sy kinders nie. Hy sal jou nie verlaat nie. Hy werk self wanneer jy dit nie kan sien nie. Hy is teenwoordig selfs in die stilte. Dood is 'n stilte in 'n mens se lewe. 'n Dooie stilte is iemand dood gegaan het, daai huis is stil.
Daar's 'n stilte wat jy vir niemand kan vertel nie. En daai stilte versterk Vader die wat agterbly as daar iemand heen gegaan het. Dan versterk hy jou. Die Bybel sê in Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie. So jy moenie bang wees nie. Want ek is met jou. Moenie verskrik wees nie, want ek is jou Jahwe, ek is jou God. Moenie bang wees nie. Dit wat in jou is groter as dit wat in die wêreld is. Ek versterk jou, niemand anders nie. Jou Maker versterk jou. Jy's wonderbaar geskape. Hy sê ek help jou. Ek ondersteun jou met my regterhand van geregtigheid. So jy moet 'n geregtigheid lewe. Hanteer sonde dadelik. Moenie dat sonde hardnekkige sonde word nie. Hierdie is nie net mooi woorde nie. Dit is 'n belofte, 'n anker vir jou siel, wanneer alles anders onseker voel. Jy kom skielik op iets af wat jou hele appelkar rol. En weet julle wat is altyd sleg daarvan? Daar's altyd kindertjies betrokke. En dit maak dit die moeilikste en die ergste van alles. Maar by ons God is niks onmoontlik nie. Daarom bid ons dat 'n man wat nie by sy gesin staan nie, nou 'n man van God sal word. Amen. Dat uit dit uit 'n goeie saak sal kom. Amen. Dalk is daar 'n vrou daar buitekant. Michael, blaai maar weer vir my. Dalk is daar 'n vrou daar buitekant wat goed moet hanteer en onseker voel. Mag sy 'n vrou van God word. Ons spreek vandag lewe oor die wat nog sondaars is. Wat aan die wêreld verslaaf is en nie aan God verslaaf is nie. Ons bid vir hulle vandag. Wanneer die aanval begin, is jou eerste reaksie belangrik. Nie omdat jy perfek moet wees nie, maar omdat jou reaksie die rigting bepaal waar jy gaan beweeg. Weet julle wat? Ek wil sê as X kom, dan stop ek. Ek het vanoggend gestop. Toe sê ek, wag, ek kom om, ek hanteer dit onmiddellik. So wat sê jy vir jouself? Moenie dadelik tot 'n uitspraak kom nie. Raak rustig, laat jy gepantser is en dan hanteer jy die saak. Moenie as daar skielik nou in jou huis 'n omdraai is nie. Kom ons sê byvoorbeeld, ons weet dit gaan swaar met almal daar buitekant. Maar Vader, as jy net vir ons 'n brood kan voorsien, sal hy die res byvoeg. Maar hoe moet hy dit byvoeg as jy nooit by die manna van gebed uitkom? Ek wil vir jou sê, hoe lyk jou gebedslewe? Is ons nie maar almal skuldig daarin? Hoe lyk ons gebedslewe? Dit beteken nie jy gaan nie emosie hê nie. Jy gaan emosie hê. Emosie is 'n omgee van genade. Dis die genadebeker soos Alida nou, sy het trane gekry. Daai liefde van genade wat Yeshua vir ons gehad het, toe aan die kruis gehang, is ook vir daai vrou en haar kindertjies. Want Vader sien Alida se trane raak van emosie, maar sy sê, Susan, kom ek wys vir jou. Nou bid ons daaroor. Want hy sê vir jou, dit wat in die duister is, moet aan die lig kom. So wanneer die emosies beginne, dan weet ons om daarvoor van genade te bid. Want Vader is die stoel van genade. Hy sou nie sy enigste seun gegee het, as hy nie vir ons omgegee het nie. Hy sou nie. Jy gaan voel, jy gaan vra hê, jy gaan soms moeg wees, maar binne dit alles moet daar 'n besluit wees, 'n besluit om nie op te gee nie. Gaan dink net voor jy die SMS stuur. Wat sal God nie vir jou doen? Hy gaan die uitkoms gee. Amen.
Gaan dink net voor jy dit doen. Ons is so maklik om daai knoppie te druk. Vra die vraag. Sê vir iemand as jy teleurgestel is, daai persoon moet dit hoor. Al is hy kwaad vir jou. Maar as hy gaan dink, en hy gaan dink met Vader, wat vir hom die krag gee om te dink, gaan hy besef, maar ek het dalk verkeerd gehandel teenoor 'n medemens. En daar's niks te groot om dit nie te reg te stel nie. Vir God is daar niks te groot nie. Ek hoop hulle hoor die boodskap daar buitekant. Want niks is te groot nie. Hou op vaskyk. Vertrou die buitel van Vader. Hy gaan jou vorm, hy gaan jou buitel waar hy jou wil hê. Daar is 'n verskil tussen iemand wat onder druk breek en iemand wat onder druk gevorm word. Ek het nog elke keer gevorm word. Al het ek gehuil. Snot en trane vanoggend oor 'n lig wat hulle verkeerd opgesit het, my groot lig, het hulle nie reg gesit nie. En daar's ek in trane in. En my man stuur vir my boodskap. Hy sê moenie huil nie. Hy sê ek sal sorg hulle sal die balletjies reg hang dat die lig weer reg lyk. Maar op daai oomblik is my hart so seer. Ek huil. En net 'n positiewe woord laat my toe beter voel. So kom ons gee vandag vir mense wat moedeloos is 'n positiewe woord. Dis al. Die kleinste dingetjie kan jou ontstel. Die kleinste dingetjie. Dan het ek mos nou 'n swak plek. So ek moet die swak plek identifiseer. So dis nie net julle nie, ek het ook swak plekke. Dan kom ek hier by die Hanna verby, as ek moedeloos is, sê, wat nou sê ek nie, wag eers so 'n bietjie. Dan is ek besig. En dan kom sit ek bel. Dan sit ek in die stoel waar Susan sit. Dan sit ek daarso. Dan praat ek. So met ander woorde, hoe gaan jy onderdruk? Wat gaan jou reaksie wees? Gaan jy dalk soos ek in trane uitbars oor 'n klein dingetjie en huil? Of gaan jy bid? Ek het nie kans gekry om te bid nie. My man was vinnig gereis by positiewe woord. En dis ek rustig. Jy kan X om bitter te raak of jy kan kies om bitter te raak of jy kan kies om beter te word. Toe kies ek maar om beter te word. Toe huil ek nie verder nie. Jy kan kies om vas te kyk aan die probleem of jy kan kies om by God te fokus. Kom ons fokus op die groot Skepper. Hy sal die regte ambagsman stuur om my lig uit te sorteer. Is 'n voorbeeld. So ons bid, o Vader, gee vir daai persoon wat hom verkeerd opgesit die wysheid en die helderheid van verstand, sodat hy dit kan doen, dat hy nie sy werk verloor nie. Amen. So ons moet begin 'n mind change hier binne kry, wanneer die situasie kom, en die emosie kom, en die druk kom, hoe gaan ons dit hanteer? So, ons kan nie die ouderdom wegwens nie, ons moet maar 'n paar plooitjies kry. Michael, druk weer vir my. Ek sal nie sê dis presies die voetebank woord nie, maar dit is redelik naby. Stuur dit na sy voete toe. Ja, Filippense 4 vers 6 en 7. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid en smeek en dank God en lê julle behoeftes aan hom voor. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Amen. Dis nou nie dit nie, maar ek sal dit kry. Ek sal dit kry. Maar dit is van toepassing op dit wat ons vandag doen. Niks is by God 'n toeval. Niks nie. Ek het geleer niks nie. Die lewe daar buitekant gaan jou toets. Glo vir my. En die vyand gaan kyk of kan hy 'n oop deur kry. Dis jy wat dadelik moet bid en hy deur toemaak. Jy moet gaan kyk wat is swak. Susan, weet jy wat? Jy hou te veel van die wêreldgoed wat mooi is, gaan bid 'n bietjie vir dit. Swak in die vlees. So ek moet vir dit gaan bid. So vanaand, wat doen ek? Ek vat my boek en ek gaan hom skryf. Want dis nodig. Want jy moet bid. Jou siel moet weet wat is gebed en worship. Anders gaan jou siel begin terugval.
En weet julle wat? Swak in die vlees kom staan voor. En ek noem vir julle 'n voorbeeld van myself vandag. Want dis 'n lig. En ek huil. So vertrou ek op wie? Vertrou ek op 'n aardsding? Verstaan julle so? Vader het my 'n les geleer vanoggend. Die aanval kom nie op jou te definieer nie, dit kom om jou te toets. En elke toets dra die potensiaal om jou sterk te maak as jy reg reageer. So wat het ek uit my omstandighede geleer? Hoe moet ek 'n situasie hanteer as daar weer so iets gebeur? Gaan daar weer iets gebeur wat iemand iets nie reg doen nie? Hoe gaan ek voel? Hoe gaan ek dit hanteer? Verstaan julle? Daar is mense wat vandag terugkyk op hulle moeilikste tye en sê dit was die oomblik wat hulle dit was die oomblik wat hulle verander het. Hulle moeilikste tye het Vader die uitkoms gegee en hy verander daai mens na 'n nuwe skepsel toe. En skielik sal jou genesing uitsprei en jy word nuut in Christus. Nie omdat dit maklik was, maar omdat dit nodig was. Vader moet bietjie vanoggend geslyp het. Né? Susan moet bietjie slyp aan haarself en kyk wat het sy daar gedoen. Dit is, jy moet met jouself kan praat. En jy moet nie bang wees om vir ander te getuig nie, want my getuienis dra jou deur, want dit kom uit 'n goddelike oogpunt waar ek kan sê, hier was ek aan 'n wêreldsding verknog gewees, waar daar baie groter probleme daar buitekant is as 'n wêreldsding. So, dit het my gedigtig. Ek het iets daaruit geleer. So, dis die voorbeeld wat ek vir julle wil gee. Wanneer jy nou deur iets gaan wat jy nie verstaan nie, onthou dit. Jy is nie besig om te verloor nie, jy is besig om gevorm te word. Jahwe is nie besig om jou te straf nie. Hy is besig om jou te bou. Amen. Elke blokkie bou hy in jou sielsdimensie in. Hy maak van jou 'n nuwe mens. En al voel dit of jy nou swak is daar iets binne jou wat besig is om sterk te word, as ooit van tevore. As ons net beginne saam bid, ons paartjies wat hier is, en ons bid vir mekaar en vir ander mense wat ons daar sien, en dit wat op ander se fone deurkom, wat probleme is vir huisgesinne, sê Vader, ons bid vir daai persone wat deurkom op al ons groepies se fone, waarvoor gebed nodig is, bid ons dat U die uitkoms sal gee. Amen. En ons vertrou dit. Die dag gaan kom waar jy terugkyk en besef dat dit wat jou wou breek jou eintlik opgebou het. Ek was daar, vra vir Pietro, was stikkend, was flenter. Maar nie my tyd nie, Vader se tyd. En ek moes wag op die Vader. Was dit maklik? Nee. Is ek gesond vandag? Ja. Ek kan nou ver loop, waar ek eers geloop en gesit het. Nou kan ek loop, hoor. Ek loop daar by die meule, vra vir Michael. Loop. Wanneer die bose jou aanval, is dit nie die einde nie. Gebruik dit om jou karakter te verander, om jou 'n beter mens te maak. Dit is die begin van hoe Jahwe jou onbreekbaar maak. Met ander woorde, jy gaan nie maklik breek nie. Hy is die potterbakker, jy's die klei. Hy vorm jou en maak jou. Vader, vorm ons vanoggend en maak ons na U beeld, na U karakter. Gee ons identiteit terug. Gee ons U liefde terug, dat ons vir ons medemens en almal weer kan lief wees. En Vader, dat ons vir onsself kan lief wees. En dat Jesus Christus is ons eerste liefde. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Maak dit dat dit jou eerste liefde is. Julle, ons het 'n pragtige groepie in die oggend. Ek sê dankie vir julle almal wat so aktief besig is op die groep. Dit stig my baie. Elke oggend luister ek al die boodskappe. En dan besluit ek eers om uit die bed uit te klim. Ja,
ek luister, want dis 1 minuut oggendboodskap. Dis aandboodskappe. Julle, dis wonderlik. Ek kry 'n oproep van Hopetown af van Elsabie. Ek dink julle kan vir ek weet nie, ek dink Alida sal vir Elsabie ken, eintlik dat die Marie sal haar ken. Sy sê Susan, asseblief sit my net op die groep terug. Want ek het elke dag stuur ek Mike se boodskappe en Alida hulle sinne aan. Ek kan nie vir daai groep afwees nie. Kyk net. Kyk hoe werk Vader. Niks is toevallig nie. Luister na God se woord. Jy is nie alleen prediker of bedienaar nie. Luister na wat die woord vir jou stuur deur Heilige Gees. Ek glo daai groep is uit Vader se hand deur Heilige Gees geïnspireer. Amen. Ek dink ons is klaar. So ons bid vir ons medemens. En ons bid vir onsself, en ons bid vir ons kinders bid, en ons bid vir ons familie bid. En ons moet vir mense soos vir Elsabie bid, wat daar in Hopetown moet bedien, waar dit nie altyd vir haar maklik is nie. Ons moet bid vir mense. Dis die belangrikste, en ons moet by onsself uitkom by kommunion. Ons moet shema in dit wat die kruis vir ons gedoen het. Kom ek sluit vir ons af. Dankie Vader vir soveel guns en liefde. Dankie Vader vir die openbaarmakende gees van u woord. Dankie Vader dat u woord soveel krag dra. En Vader dat ons u vandag hierdeur kan eer en verheerlik. Mag u deur hierdie woord wat uitgaan, die saad, die koring wat val, mag dit val op vrugbare grond, Vader. Vir elkeen wat moedeloos is, wat nie weet wat ek kan doen nie, Vader. Vader, maak daai are by mekaar, soos wat Rut dit by mekaar gemaak het, Vader. Dankie, Vader, dat u die are los vir die wat dit nodig het. Dankie, Vader, dat u woord meer as genoeg manna is, en u Heilige Gees ons lei in alle krag en waarheid, en dat u ons God is, u is ons maker, wat hemel en aarde gemaak het. Maar Vader, u het ons kosbaar gemaak, sodat ons diensbaar kan wees. Vader, gee vir ons die skoene van bereidheid om die evangelie te gaan verkondig. Dis my gebed, Vader, en dat ons bidend in u woord sal bly, in die naam van Jesus Christus, van Nasaret, ons Yeshua, want die beker is volbring, tetelestai, die bloedkwitansie is volmaak. Amen.